Baie welkom. Ons is op hierdie lydingsreis saam met Jesus. En op hierdie pad wat hy loop en ons hom opvolg, vra hy vrae. Is dit nie so dat as moeilike tye oor ons pad kom, nie sit ons ook met 'n klomp vrae nie. Maar Jesus vra vrae wat ons nooi om na ons eie lewe te kyk, na ons wêreld op 'n manier te kyk en om na hom te kyk. Ons lees saam uit Lukas 22. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en het gesê: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Ons sien iets van die pyn wat Judas beleef het nadat hy Jesus verraai het in hierdie gedeelte. Hy gaan na die priesters toe en hy erken: Ek het 'n fout gemaak. Maar dan breek my hart as ek hulle antwoord aan hom lees. Hulle sê: Wat het dit met ons te doen? Sorg vir jouself. En hy gaan weg met skuldgevoelens wat hom versmoor. Dis tragies. Judas, oorweldig deur skuldgevoelens en hartseer, kon uiteindelik nie die hoop en lig van die opstanding leer ken nie. Hy kon nie besef dat ongeag die omvang van die verraad, die Here se genade seëvier nie. Jesus kon Judas gekeer het. Hy kon vir sy disippels gesê het wie hom moes verraai en hulle sou probeer het om hom te beskerm, maar hy het nie. Hy het sy laaste maaltyd met Judas gedeel, omdat hy geweet het van die ooreenkoms wat Judas gemaak het. Jesus se lewe het verander in die oomblik van verraad, maar Jesus self het nie. Hy wou steeds nie hê dat een van sy vyande seergemaak moet word nie, sy vriende seergemaak moet word nie. Hy het nie weggehardloop nie en hy het nie beklei nie. Ons kan nie die besluite van ander verander of hulle van sonde red nie. Maar dit hang van ons af hoe ons daarop reageer. Sal ons swaarde trek of liefde betoon aan diegene rondom ons? Sal ons ore afsny of genees? Mense na aan ons kan ons seer maak, maar ons het 'n keuse. Kan ons steeds daardie persoon lief hê en op die Here vertrou? En dan die realiteit dat ons ook seer maak. Soms verraai ons dade en woorde die mense waarvoor ons die liefste is. Ons is die Judas met motiewe in ons hart wat ons soms op maniere laat optree wat groot gevolge het en pyn veroorsaak aan onsself en aan ander. En ons kom nie by die opstanding uit sonder om deur hierdie moeilike deel van die storie te kom nie. Die tragedie van gebrokenheid, maar dan ook die diep afhanklikheid in elkeen van ons van die Here se genade. Dis in elkeen van ons. En hierdie gedeelte nooi ons na 2 plekke toe. Die eerste ene om my eie motiewe in my hart in kontak mee te kom. Te reflekteer watter motiewe is ek besig om te vermy om dit na die Here toe te bring. Maar dan aan die ander kant, as ons kyk hoe Jesus met Judas gemaak het. Jesus het hom nie uitgejou nie, Jesus het hom nie verwerp nie, Jesus gaan steeds op sy knieë by die laaste ete en was Judas se voete. En wanneer Judas daar in die tuin kom, om Jesus met 'n soen te verraai, noem Jesus hom steeds vriend. Vir ons is Judas dalk die vyand in die storie, maar Jesus se hart het steeds lief, wil steeds vergewe. En as ons Jesus volg,
Hoe volg ons hom ook daarin wanneer mense ons seermaak, ons verraai? Vandag as jy eenkant kom, tyd spandeer saam met die Here, reflekteer oor hierdie vraag wat hy vra in hierdie gebeurtenis. Wil ek jou nooi om weer die genadegebed te bid. Here, gee my die genade om bewus te raak van my tekortkominge en om u vergifnis daarvoor te ontvang. In Jesus naam. Amen. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En u vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En u vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En u vergifnis